Goeiedag almal. Jesus het opgegroei in die onbekende dorpie Nasaret in die noordelike dele van Israel. En gedurende hierdie tydperk het hy geen aandag getrek nie. Hy het nie gepreek nie en hy het geen wonderwerke gedoen nie. Gedurende hierdie tyd het Jesus by sy stiefpa Josef geleer om 'n timmerman te wees. Maar toe die tyd aanbreek vir hom om sy openbare bediening te begin, het Jesus nie begin deur groot wonderwerke te doen nie. Hy het nie begin om kragtige preke te lewer nie. Nee, in plaas daarvan het hy die 145 kilometer te voet van sy huis in Nasaret na die suide van Israel aangepak, want dit was waar Johannes die Doper gepreek het en diegene wat tot bekering gekom het in die Jordaan gedoop het. Al was Jesus die volmaakte lam van God, wat geen sonde in sy lewe gehad het nie, het hy daarop aangedring om gedoop te word. Matteus 3 vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes die Doper gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Met ander woorde, om aan alles gehoorsaam te wees. Toe het Johannes die Doper Jesus gedoop. Nou hierdie daad van gehoorsaamheid deur Jesus het openbare goedkeuring en erkenning van God sy Vader in die hemel meegebring. Want ons lees in Matteus 3 vers 16 en 17 die volgende. En nadat Johannes Jesus gedoop het, het hy dadelik uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Weet, ten spyte van al die hindernisse, al die aanvalle en al die moeilikhede wat Jesus reg deur sy bediening ervaar het, was hy altyd bereid om die prys van gehoorsaamheid te betaal. Net soos Jesus, wat aan ons die volmaakte voorbeeld gestel het, moet ons elke dag die pad van gehoorsaamheid aan God bewandel. Swaar kry en opofferings mag nooit redes vir ongehoorsaamheid wees nie. En weet jy wat? Dis alleen met die Heilige Gees wat in ons is en in ons moet wees, wat ons dit sal kan regkry om gehoorsaam te wees aan alles wat die Here sê ons moet doen. Luister bietjie wat lees 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Weet, Jesus het die voorbeeld gestel. Daarom moet ons ook bereid wees om die pad van gehoorsaamheid te loop. En daarom is dit noodsaaklik om die Heilige Gees krag in ons in werking te stel, aan te wakker om hierdie pad van gehoorsaamheid te loop. Dankie Here, U stel ons in staat om dit te kan doen. Amen.